1945 was die jaar waarin die Tweede Wêreldoorlog geëindig het. 1945 was ook die jaar waarin Dominee Victor gebore is. Die lewe bestaan uit momente wat tot 'n einde kom en momente wat weer van voor af begin. En vanoggend is ons dalk aan die een kant wil ons sê op die einde, en die ander kant sê ons op die begin. Ons is so in 'n verwarring van denke, want hier binne in ons is 'n klomp emosies. Soos het vir jou en jou kinders, Muriel, Dirk, julle kinders, kleinkinders, wat daar is, Jan en Aniel, Philip, jy en Elisma, en ook, waar is Philistyn? Ek ken hom as Philistyn, maar Dani vir jou nou dit, met al die kinders, en dan ook is hy van die Hopkins familie, en dan ook van die Kotsees, wat hier is. Dankie vir die voorreg wat ons het, om vanmôre saam met julle te kan onthou. Dankie dat julle dit ook vir 'n breër gemeenskap gun, om saam met julle stil te staan en by God troos te soek, maar ook om eer te bring aan 'n wonderlike mens. En ons gebed as getuies wat hier is, as vriende, is dat julle ook regtig waar getroos sal word, soos net die Here dit alleen kan doen in die dae wat kom. Kom ons bid saam. Here en ons God, ons liefdevolle Vader, ons vriend, ons trooster, ons herder. Here, ons besef vanoggend saam met die familie van Omeni dat daar tye in die lewe is wat wonderlik is en wat lag in oorvloed is, en ons saam opgewonde is oor 'n klomp dinge. Maar daar is ook tye in ons lewe wat dinge soms nie so lekker is nie, en wat ons harte seer is, en wat daar 'n stuk heimwee in ons gemoed is. En dis met hierdie warboel van emosies en denke wat ons sommer net by U kom skuil en vir U kom vra, Here, laat U vrede en laat U genade oor ons spoel. Ons vra U mooi. Amen. Nou oor die jare heen het Omeni 'n klomp predikantsvriende en familie saam met hom rondom hom vergader. En in die proses het ek nou die loodjie getrek om nou vanmôre saam stil te staan. Maar dit kan net sowel Dirk gewees het, kan net sowel Manus gewees het, en het 'n klomp ander predikante ook wat ek kon gevra het. Hy het hom dan so nou en dan met Christene ook omring, nie net met predikante nie. Maar Manus, Dominee, het ook 'n noue pad met Omeni gestap. En hy bel my sê, hy wil graag ietsie skryf, omdat hy nie kan wees nie. Ek sê, asseblief stuur dit aan, en hy stuur dit. En sonder dat hy weet van wat ek gaan praat, hy het net gesê, gaan dit aanstuur, en wat ek vir hom sê, is daar 'n groot ooreenstemming met dit wat hy geskryf het, en wat ek nou saam met die familie voorberei het. Maar ek wil graag dit lees, wat hy uit sy hart uit geskryf het. Maar anders skryf ek, vra om verskoning, dat ek nie vandag by hierdie se roudiens kan wees nie. Dit is egter net nie moontlik nie, aangesien ons reeds begin het oes, en ek op 'n oomblik graan ry. Daarby het ons vanaand 'n kooroptrede by die Hessequa Harmoniefees op Heidelberg. Ek is Henny baie verskuldig. Dit is deur hom, Ernst Maree en Litervlok, dat ek op Victoria Wes beland het, waar ek die beste tyd van my lewe in die bediening ervaar het. My pa het altyd vir my gesê,
dat 'n mens deur die loop van jou lewe gereeld aan die voete van 'n wyse man moet gaan sit. Vir my was Henny een van daardie wyses. 'n Ou met 'n aanvoeling vir mense, wat altyd vir my goeie raad gehad het, en my so deur 'n paar moeilike tye gehelp het. Hy was altyd eerlik en reguit met my, en het nie geskroom om vir my te sê wanneer ek aanjaag, of aangejaag het nie. Ek leef lekker saam met sulke mense waarin ek nooit hoef te twyfel, of te wonder waar ek met hulle staan nie. Daarom eer ek die nagedagtenis van 'n man vir wie ek die hoogste agting en respek gehad het. Jan F. Eselje het in sy gedig aan generaal Christian de Wet gesê, stil broers, daar gaan 'n man verby. Hy groet en dis vir oulaas. Daar's nog maar een soos hy. Bekyk hom goed. Met hierdie woorde sal ek vir Hendrik Winterbag Victor, vriend, staatmaker, raadgewer, wyse man, bekyk hom goed en leef in sy spore. Sterkte en seën vir julle as familie. Ek vra vir die familie, is daar iets wat ons kan lees en wat ons betekenis het? Daar's so baie dinge wat 'n mens ontvang van vriende in hierdie tyd, en dinge waaraan jy dink wat vir jou betekenis het. En ek het sommer net gaan, en dit is waar die ooreenstemming vir my so mooi is, want die gedig van Jan F. Eselje van generaal de Wet was een van die stukke wat ook vir hulle betekenis gehad het, wat Manus ook nou aangehaal het. En ek het sommer net iets gaan skrywe saam met Psalm 23, die baie bekende Psalm 23, maar kan ek dit dalk vandag op 'n bietjie anderste manier lees? Dis 'n bietjie ander woorde. So asof Omini dit vir ons voorlees. Moenie hartseer wees as jy aan my dink nie. Want die Here was my herder. Ek het niks kort gekom nie. Sy goedheid het my gevolg deur elke seisoen van my lewe. Selfs tot ek stil geraak het. Ek het gerus in groen weivelde. Ek het geweet waar my hulp vandaan kom. Selfs in die donkerste vallei het ek nie gevrees nie. Nie omdat ek sterk was nie, maar omdat my herder se stok en sy staf my gelei het. Ek het soms nie te veel gepraat oor myself nie. Soos Jan F. oor generaal de Wet sê, ek het my werk stil gedoen. In eenvoud, maar met 'n hart vir mense en vir dit wat reg en goed is. Ek weet, julle harte is swaar en ek wens ek kon julle elkeen nog een keer herinner daaraan. Hou vas. Maar weet dit, ek rus in vrede, want ook nou kom ek niks kort nie. Gaan voort met geloof, met moed, want ek was geseënd om deel van julle lewe te wees. Omini het altyd gesê, hy het dit ook gehoor by iemand,
Maar ek het dit gekoppel aan hom. Hy het gesê, daar's 2 dinge waarvan jy seker is in die lewe. Die een is die dood en die ander is die droogte en die koop. Van daai 2 dinge is jy altyd seker. Die dood en die droogte en die koop. Jy kom nie verby daai 2 sekerhede in die lewe nie. Van die kleinkinders, en ek gaan nou nie almal se name lees nie, maar dit is so kosbaar wat hulle geskryf het, sê ook, oupa was iemand wat in die vertrek kon instap en onmiddellik gesag afgegee het. Tog het hy nog nooit gesag op iemand afgedwing nie. Oupa laat my dink aan familie, fikter naweke en baie liefde. Die blou bakkie, sy drukkies en snorsoene en sy knipmes gaan oupa baie mis. Oupa was 'n man vol wyshede, met 'n storie vir alles, met baie kennis op alle vlakke. Ons gaan hom baie mis. Oupa was 'n goeie boer. Ek mis hom baie. Oupa Henny het baie vir pappa beteken en ons almal mis hom baie. Familie en vriende, hoor julle die woorde wat die kleinkinders skrywe? Hulle mis vir hom nie, hulle mis hulle oupa, hulle mis iemand vir wie hulle lief gehad het. Maar jy kan tog alleenlik iets mis wat jy besit het, of iets waarvan jy ervaring gehad het, of iets waarvan jy 'n belewenis gehad het. Jy kan mos nie iets mis wat jy nie gehad het nie. Party mense mis mos iets wat hulle nie gehad het nie. Maar jy kan net iets mis as jy iets wel besit het, of 'n belewenis, of 'n ondervinding saam met daardie persoon gehad het. Ons hoor, hier's 'n stuk belewenis, 'n stuk nabyheid, wat 'n familie ervaar het om te sê, ons mis hom om verskeie redes. Ons mis hom want hy het 'n rol in ons lewe gehad. En dan kom die psalmdigter met 'n ander invalshoek. En dan sê die psalmdigter, weet julle wat? Daar kom tye wat dit goed gaan. Wat julle by 'n feesmaal aansit, wat die veld groen is en wat dit met julle voorspoedig gaan. Ek is daar teenwoordig. Daar kom tye wat dit dalk minder goed gaan. Ek gaan dalk deur 'n donker vallei, ek gaan dalk deur droogtes, ek gaan dalk deur moeilike tye, deur swaar tye, deur slegte tye, deur heimwee tye in my lewe. Dan is hy daar. Om vir ons te sê, maar weet jy, ons hoor eintlik iets anders by hierdie psalmdigter, net soos wat ons hom dalk vandag vir hom nie mis, kom die psalmdigter van Psalm 23 gesê, maar weet jy wat, julle hoef my nie te mis nie, want ek is altyd, in alle omstandighede, is ek daar. Of het goed gaan, en of het sleg gaan, ek is daar. Julle kan my maar vertrou, julle kan op my staat maak, ek is daar. Onthou jy nog vir Trompie en die Boksombende van 'n paar jaar terug? Nou, met 2 seuns soos Jan en Filistyn, is dit amper soos Trompie en die Boksombende, en nou nog die kleinkinders wat dit dalk ook nou nog bietjie bydra daartoe, maar daarom nie heeltemal nie. Maar daar was een, dalk onthou jy dit, een episode van Trompie en die Boksombende, wat hy en ek kan nie onthou of het nou rooi is, of het blikkies was, of een van die, wat saam met Trompie op so vervalle brug geloop het. Dan loop hulle op hierdie vervalle brug, en op 'n stadium, dan gly, kom ons sê dan nou maar rooi is, sy voet gly, en dan hang hy nou aan hierdie brug, want dit is so 'n stikkende brug. Dan hang hy in hierdie brug, en dan skryf vir Trompie, kom help. En Trompie sê, maar ek kan nie oor hierdie stikkende brug stap nie, want ek gaan dalk nou ook val. Ek sal iemand moet gaan roep, en dan skree Roos, maar jy kan nie nou nog iemand gaan roep nie, dit gaan te lank vat, my arms gaan dit nie hou nie. En dan waag Trompie dit om te stap, al op die kant langers,
En dan op 'n stadium, dan sê Trompie Verhoes, jy sal my nou moet vertrou, dat ek jou sal gaan optrek, en dat jy my nie aftrek ondertoe nie. En dan sê Roos, maar ek vertrou jou, dat jy my nie sal laat val nie. Dit kom uit 'n ou verhaal uit, 'n ou storie uit. Maar ek hoor die melodie van Psalm 23 so helder deur dit alles, wat sê, jy kan my vertrou, ek vat jou hand, al verstaan jy nie, al weet jy nie, al is jy seer, al is die pad dalk nou onduidelik, vertrou my, ek gaan my hand weer eens vir jou uitsteek. Ek het hom nog nooit weggevat nie. As ons dit dalk in humaniese woorde kan sê, Here, kan ek U vertrou as dit goed gaan met my? Sê die Here, ja en nie. Here, kan ek U vertrou om my kinders groot te maak? Ja en nie. Here, kan ek U vertrou as my vrou te sterwe kom? Ja en nie. Here, kan ek U vertrou as ek die kans kry om met Suzette te trou? Ja en nie. Here, kan ek U vertrou om my siekte en dat dit nie gaan beter raak nie? Ja en nie. Elke keer, maak nie saak watter moment, of hy aansit by 'n feesmaal, en of hy soms deur donker dieptes gaan van Psalm 23, wat sê, ek verstaan nie, ek weet nie hoe ek hier gaan deurkom, ek weet nie op watter wyse nie, maar my hand sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal jou nooit verlaat nie. Omenie was 'n kenner van die Karoo, Merwewil, Vryseburg, Victoria West, so draai daar aan die Langkloof gemaak op 'n stadium. Hy het geweet, wat 'n wonderlike voorreg is dit, om in die Karoo te kan bly en die mooiheid van die Karoo te geniet. Dani skryf so mooi, hy sê, daar groet vandag 'n man die berge en klowe, 'n man wat sy man kon staan en 'n man wat sy slag kon slaan. Hoog draai 'n berg aan en almal weet. Die forse groot blouoog man laat die koup in stilte staan. Ek het vrede, my kind. God het my dag bepaal. Hoog draai 'n berg aan en almal weet. Laat die klowe en die berge maar weer sing, en die lammerooi die lam laat drink. God laat die groot blouoog man na sy huis toe gaan, die berg gaan draai, en almal weet. Om jy nie het geweet wat dit beteken om te boer in goeie tye en in minder goeie tye. Hier is net een, ek weet nie of hy hier is, Kobus Immelman, is hy nie vanoggend hier nie, maar hy het altyd gesê, die Here weet Kobus Immelman kan nie in die droogte boer nie, dis hoekom hy altyd reën kry. Maar ek onthou dit van Kobus, maar om jy nie het ook geweet wat dit beteken om te sukkel met jou skape se siekte en met ongediertes. En om strikke te steel, en om slaghuisters te steel, en om gif uit te gooi, en om te kyk, want die jakkalse vang jou skaap, deesdae blaas hulle vletjies, en hulle vang die skaap, of vang die jakkals op ander maniere. Maar daar was op 'n stadium, was daar 'n metode gewees, ek weet nie of daar nou nog van die mense is wat die metode gebruik het, wat hulle 'n blikklokkie om die skape se nek gehang het. Jan, is daar nog van die mense wat dit doen? En dan, hierdie blikklokkie het 2 redes gehad. Die een rede was, dat dit het eintlik as 'n skaaplam ergens afgedwaal het, was dit eintlik maklik om die skaaplam te soek, want jy kon hoor waar die klok lui, ergens in die veld kon jy hoor, as jy net 'n bietjie rondstap, sodat dit sommer daai rol ook vervul. En die tweede funksie was, dat dit
Die ongediertes en die jakkalse moes weghou, dit moes hulle skrik maak, hierdie vreemde klokgeluid wat daar was. Dit is nou baie groter klok as hierdie klokkie, wat hulle om die skaap se nek gehang het. Maar weet jy, familie en vriende, ek vertel het, want die oomblik as die klok lui, dan weet die boer, dan weet die herder van sy skape, dis my skaap, dis my lammerooi, wat daar ergens is, dis myne. En die klok sê as 'n ware, Here, hier is ek. Die klok sê vir die boer, hier is ek, ek sit hier vas in 'n draad, hier is ek sit hier vas in 'n bos, ek het my dalk seer gemaak, hier is ek. Sodat ons ook vanmôre, saam met Suzette en die kinders en die kleinkinders kan sê, Here, hier staan ons ook, hier is ek. Here, ons kyk op na U, ons weet, ons behoort aan U, maar hier is ek, ons klok lui, om te sê, hier is ek. Ek het nie die antwoorde, ek weet nie hoe nie, my hart is stikkend en seer, maar hier is ek. En die Here sê, ek weet van jou, want jy is myne. Ek het jou nie vergeet nie, ek weet van jou. Dit is ook so dat omstandighede soos hierdie, of mense, probeer om ons vreugde van ons te steel, en ons hoop van ons te steel, in die lewe. Ons het dit mos nog gesien in die afgelope week, hoe mense met hulle voorspellings, mense die mekaar gemaak het. Hulle die Christendom skade aangebring, met hulle voorspellings. En jy kry voortdurend mense, wat jou vreugde wil steel, wat die positiewe uitkyk van jou wil wegvat. Ek dink hy het baie keer in sy lewe het hom nie ook gehoor. Nee, jong, ons kan maar los. Hierdie boerdery, die reën, en hou hy aan. Daar hou hy net aan. En dan sê ander een weer, nee, hulle gaan nou maar kyk, en die grond verkoop, en hulle gaan nou maar dit doen of dat doen. Sê, hulle gaan maar net aan. Broer, suster, ek het vir jou so 'n klokkie saamgebring. Jy kan maar by die deur gaan en net sê, wat jy moet onthou, lei jou klok, want dis wat die herder sê, hy weet van jou, hy soek na jou, hy sien om na jou, hy weet van jou stikkend en jou seer. Lei maar jou klok, sê Here, ek weet nie nou nie, U moet my maar kom haal, U moet my maar kom help, U moet my kom red, U moet my vertroos. Maar ook in 'n land, en in 'n wêreld waar ons soms hoop verloor, moet ons dalk vir mekaar sê, kom ons help om weer die klok van hoop te lei. Al gaan dinge soms skeef, al word mense siek, al sterf mense, ons moet nie dit ons hoop steel vir die toekoms nie. Merwewil se laerskool het die pragtige embleem, die pragtige wapen, en dan die lese wat daarop staan, volhard en oorwin. Volhard en oorwin. Miskien moet ons dalk hoor en mekaar net help onthou om te sê, dis nie altyd maklik om te volhard nie. Want dinge loop nie altyd soos wat ons dit graag wil hê nie. Hoe lekker sou dit nou gewees het? Soos het julle nou lekker by die see aftree, daar kuier, kinders kom kuier, kleinkinders kom kuier. Hoe lekker sal dit nou nie gewees het, dat julle volgende jare nog ouma see kan wees en oupa see en daar kan wees. Hoe lekker sal dit nie gewees het as hy nou saam in die blou bakkie kon geklim het en nog 'n bietjie kon kyk het of sonder 'n dialyse masjien,
sonder pyn, sonder sy liggaamskrag wat verswak. Dit sou mos wonderlik gewees het. En nou is dit nie so nie. Nou is die prentjie anders. Maar nou vra dit van ons dat daardie deel wat nou anders is, dat dit nie ons vreugde steel van al die mooi onthou en al die sekerheid wat ons het in God nie. Dat dit nie iets sal wegvat van die mooi wat ons het, wat ons saam sal koester nie, maar dit ook niks sal wegvat van wie God is nie. God roep ons in ons eie plek, in ons eie land. Ek kan dink, dis 'n uitdaging. Ek weet nie, soos jy het, dis 2 families, jy het later in die familie ingekom. Hoe lank was jy en my nie nou getroud? 13 jaar. Soos jy het was nog meestal 'n 2 juffrou. Nou moet julle weet hoe jonk is ek. Maar die kinders en die kleinkinders het groot geword. Met 'n ma en 'n ouma, in die Elsabie, ek het die voorreg gehad om haar te ken. Dierbare mens. En dan op 'n stadium kom daar 'n ander seisoen in iemand se lewe. En julle as familie word ons saamgebind. En Omenie is die samebindende faktor gewees. En nou gaan hierdie familie voortgaan. En julle gaan nog steeds die mooi koester. Ek dink familie sit soms met komplekse samestellings. Die Bybel praat van oor die 42 verskillende samestellings van gesinne. Ons vergeet dit. En dan wil ons na die diens, na het testament gelees is, na 'n motorongeluk, dan wil mense baie keer kant kies. Ons sien hoe die Here, die mense nou kant kies. Die een sê daar in die boot is reg, die ander een sê is van die pad af. Mense is geneig om kant te kies. En dan is die oproep vanoggend. Kom ons kies vir God. Ons kies nie kant nie. Ons volhard. En Handelie het so mooi in die agtergrond gespeel terwyl ons hierdie gedeelte gelees het, die oorwinningslied. Want dit is wat ons sien in ons gees en ons glorie. Die oorwinning saam met Christus. Die oorwinning wat hy kom gee het. En ons kan dit alleenlik doen deurdat ons hierdie oorwinning voortsit. Ons kan alleenlik Omenie se nagedagtenis tot eer bring as ons hierdie vertroue en hierdie onthou voortsit. Daarom dat daar so 'n strikkie is met 'n Suid-Afrikaanse vlag. Se strikkie. Die kleinkinders gaan dit vir ons help uitdeel by die deure later. Jy word hier geroep tussen jou mense. Dis baie keer makliker om mense daar ver lief te hê as die mense hier by jou. Maar jy word geroep om die mense hier by jou lief te hê. Om jou klok van hoop te lei. As almal sê, daar is nie hoop nie. Om vas te staan. Soos Henny Victor van ouds wat gesê het, daar's net 2 dinge wat seker is. Dis die dood en 'n droogte in die Kaap. Want die dood was vir hom 'n realiteit. Hy het geweet. Dit was nie vir hom 'n vreemdheid nie. Maar die realiteit van God se genade in die dood was nog groter. En daarom kan ons die oorwinningslied vanmôre saam sing as familie en vriende. Om te sê, wonderlik, prys die Here, want God het vir my gehoor toe my klok gelei het. God het vir Henny Victor gehoor daar op sy siekbed. God gaan my hoor in die moeilikste van tye en die maklikste van tye gaan hy my hoor. Maar hy gaan ook hoor as ander mense my liefde en my vreugde wil steel. Ek gaan dit nie toelaat nie. Ek gaan in hierdie land, hier's naby my, gaan ek sy liefde uitleef. Volhard en oorwin. We carry the love that couldn't stay, the stories, the voice, the laugh. He lives in us now. We are what he left behind, because we were what mattered
most. Ja, ons sê saam met generaal De Wet Stilbroers, daar gaan 'n man verby, en dis verlaas. En na vanoggend sê ons verder, en nou sit ons dit voort. En nou sit ons dit voort. Ons gaan nou mis, maar nou sit ons dit voort. Ons gaan nooit vir God mis, in watter seisoen dit ook al mag wees nie. Hy sal altyd ons klok oorlei. Kom ons bid saam. Here, soos 'n herder wat omsien na sy kudde, na sy skape, na jonk, na oud, na hulle met wie dit goed gaan en hulle met wie dit minder goed gaan, sien U om na ons. Dankie dat U omgesien het vir 80 jaar, so 'n bietjie. Nou my nie. Dankie dat U vir hom bygestaan het, in elke seisoen, in omstandighede wat soms maklik was, en omstandighede wat soms sleg was. In tye wat sy klok ook helder gelei het van hoop, en ook in tye wat sy klok gelei het, omdat hy sê, Here, weet net, Henny is hier, maar my krag is min. En Here, ons wil ook maar by U kom skuil, o goeie herder. En ons wil ook maar vra, sit maar die klok aan, sodat ons kan onthou, ons sal U nie mis nie, want U is altyd by ons. U sal nooit afwesig wees nie. U het nooit 'n vervaltyd nie. U is altyd by ons. En as daar soms bedreigings en gevare, soos jakkalse wat lammers wil vang, mense wat ons hoop wil steel, dan is U daar om ons te red, ons op te tel en ons te hou vas. Ja, Here, laat ons dit voortsit met volharding en 'n oorwinningslied in ons hart. Laat ons volhard, of dit nou hier in die Karoo is, of waar dit ook al mag wees. Laat ons volhard, want ons is nooit ooit alleen nie. Dankie Here, vir elkeen wat 'n rol in Omeni se lewe kon speel, en vir die rol wat hy in elkeen se lewe kon speel. Amen. Fransie, baie dankie. Is vir my regtig 'n groot voorreg om vandag 'n paar woorde hier op my pa se dienste te sê. Die prys van liefde is ongelukkig altyd hartseer as jy iemand verloor. So, verskoon my as die woorde hier en daar wegraak. Frans, baie dankie vir hierdie boodskap wat jy vir ons gebring het, en spesifiek die pad wat jy met pa geloop het, toe hy 2-3 jaar terug in die Kaap begin het, wat jy vir hom gaan besoek het in Panorama, en die besoeke en die omgee, ons waardeer dit baie. En dan in Mane se afwesigheid vandag, wil ek ook net noem dat hy 'n besonderse pad met ons familie geloop. Hy het vir ma begrawe, hy het my kinders gedoop, en hy was baie lief vir pa en pa vir hom ook. So ek wil vir julle baie dankie sê vir die rol, en dan ook spesifiek vir hierdie boodskap. Dankie Fransie. Nou ja, hoe sommige mense leeftyd op van jou pa? Ek meen, en dit in 'n paar minute of woorde. Dit is baie moeilik, maar ek het gedink om net 'n paar goedjies uit te lig wat by my opgekom het die afgelope 30 jaar wat ek saam met hom op die plaas kon wees. En
Daar was goeie tye en daar was slegte tye en daar was lekker tye. Maar wat vir my uitstaan is ons lag en ons die waarde wat hy kon sien in die kleinste goedjies. Ek sal dit verskriklik mis, daai etes by 'n kraal in die veld, wat ons twee saam in die bakkie in die middag sit en soveel dinge kon deel en ja, dit sal altyd my bybly. Hy was regtig my grootste vertroueling. Daar's min goed wat my pa nie van my geweet het nie. Maar ek het altyd geweet, hy is my pa en nie my pel nie. Pa het 'n ongelooflike vermoë gehad om te luister. En dan met daai insiggewende raad te kom. Wanneer jy voel, ek weet nou nie hoe nie. Dan het hy altyd op 'n kalm, beredeneerde manier gekom en vir jou goeie raad gegee. Hy was regtig in my oë 'n wyse man. Iemand wat ek in daai opsig altyd sal koester. En dan kan almal van ons wat hier sit, kan getuig van Merwewil orals. Dat hy was 'n boom wat onbaatsigtig sy gemeenskap koelte gebied het deur sy diensbaarheid. Ek meen, hier het hy op 77 nog die dorp se strate geskraap en hy was lief vir sy gemeenskap en uit sy kant gebring. Hy was ook verskriklik lief vir sy familie en tannie Elspeth, dit is so jammer dat Basie nie vandag hier kan wees nie, maar hy was baie lief vir sy broers en sy susters. En dan bring dit ons by ons kinders. Ons weet hoe lief pa vir ons was. En ons het baie om 'n braaivleisvuur gevra, wat het hy reg gedoen om ons kinders so by mekaar te hou? Dat ons so by mekaar staan en tot op die laaste dag, tot die laaste minuut sy hand kon vashou. Dis nie almal wat dit sê nie, of wat dit kan sê nie. En dit is, as 'n mens mooi daaroor dink, dan gaan dit oor die verdiende respek wat hy afgedwing het. Of nooit afgedwing het, maar wat hy verdien het. Ek dink pa het 'n goeie balans in die lewe gehad, maar veral wat vir my uitgestaan het, is sy sterk leierskap was altyd daar vir ons vir sekuriteit. En ek dink dit het die groot rol gespeel dat jy het sekerheid gehad met hom in die agtergrond. Ek dink is die een mens wat as jy hom nie geken het, die bak op sy baadjie kon taxeer word. Want hy was op sy gelukkigste in een fout. Met sy laphoed op sy kop, sy kakieklere aan en sy velskoene en die blou bakkie hier, nou gaat hy. Hy was regtig, hy het hom, as ek nou sy woorde kan sê, hy het hom nou nie gesteer aan blinkers nie. Dit was 'n klein plat boeremens en alhoewel hy so van een fout gehou het, het hy ons baie mooi geleer wat die verskil tussen een fout en om eenvoudig te wees. En as ek dit op 'n ligter noot daar kan vat, hy kon nooit verstaan dat 'n mens in die Kaap by 'n kers moet op sit te eet nie. Hy het gedink die Kaapenaars is eenvoudig. Sy ongelooflike liefde vir die natuur en diere sal my altyd bybly. En ek dink, pa was 'n goeie stokman. Hy het geweet om na 'n skaap te kyk. En ek beskou hom as my skaapboerpa wat vandag weg is. Toe hy see toe trek, en ek bel hom een aand, ek vra hom, pa, hoe gaan dit daar? Sê hy, my kind, mens maak nie van 'n Koran 'n seemeeu nie. Nou ja, wie sal hom nie onthou vir sy stories nie? Dit was altyd sy vreugde as hy mense sien lag het, en ek dink daar was maar 10 stories, maar elkeen het 15 weergawes gehad. En dan is dit 150 stories wat jy moet luister. Terloops nou die dag kom, ek dink is dominee Johan Engelbreg, né? Dit was die Sondag, pas die Maandag oorlede. Toe sê hy vir hom, nou, oom Henny, as jy nou eendag op bo in die hemel kom, gaan jy weer wil boer. Pa het hom so geleen kyk, en sê nie, hy wil dan eers gaan kyk hoe lyk die veld daar.
Nou, met al sy stories is daar een storie van hom wat my ma vertel het en nie hy nie. En die storie gaan so dat het gereën een jaar, ek weet nie watter jaar dit laas was nie, maar toe ry hulle twee nou uit Tromsgraaf toe om te gaan kyk hoe dit gereën en daar onderkant die huis af is sulke brakpanne. Daar loop sy die twee toe nou vas met die bakkie, die ou blou bakkie. Nou, ons weet die ou bakkies het mos hierdie ou idle knop wat jy nou kan draai, dat die lekker hoër hef sit in. Hulle het gestoot en vorentoe agter toe die ding kom nie uit en toe sê ma, hulle het later die plekmaatjies hier onder die wiele en die knop is heel oopgedraai en blykbaar toe kry die bakkie grip. En sy kon my nooit die storie klaar vertel soos sy laggie, want toe moet hy nou die bakkie inhol om hom gevang te kry. Van ma gepraat, die 17 Desember 2010 toe ons die oggend die nuus kry, het ons huis totaal in duie gestort. Ek en aan alle dae gekom saans wat hy voor hy aga gesit en huil het en hy was verlore in sy eie plek. Hy was 'n natuurmens, hy was 'n buitemens. Hy het nie geweet waar 'n pan is om 'n eier te bak in daai huisie. En Suzette, en daar is ons jou ewig dankbaar vir die maat en die rol wat jy in sy lewe gespeel het en hoe jy hom versorg het. Hy het vir ons op die einde hoeveel keer die gemoedsrus gegee as ons daar kom by die see. Julle moenie worry nie, Suzette kyk baie mooi na my. Dit is vir ons kosbaar. Dankie. En dan ook Jan Hendrik, Jaco, Lisel, die respek wat julle vir pa gehad het en hom aanvaar het by julle ma en in hulle as 'n pa. Ons waardeer dit, hoor. Ja, die hoofstuk is klaar, die kringloop is voltooi die 8 September. Ek gaan my skaapboer pa mis. Ons eer jou op hy nie, ons is lief vir jou. Ek gaan net die bedankings doen. Waar begin 'n mens as jy moet dankie sê in so 'n pad? En ek gaan dit net kort en eenvoudig hou. Deur te begin om letterlik, ek wil amper sê, ek wens ek kan oogkontak met elke gesig in die kerk maak en vir julle sê dankie dat julle hier is. Elkeen, dankie dat julle hier is om vir ons deur hierdie stukkie te dra. Dit is vir ons kosbaar om die Victoria Westers, die Merweliete, familie, mense wat regtig moeite gedoen het om hier te wees. Ons is vir julle baie, baie dankbaar daarvoor. Dit maak die dag sagter. Fransie, ek verstaan waarom pa gevra het, jy moet vir ons hier help. Want jy het dit so mooi gedoen en jy het vir ons 'n troostvolle, pragtige boodskap gebring. Dit lê ons aan die hart, hoor. Dan wil ek graag vir Dominee Dirk sê, hy het geduld. Hy het vir my gister gehelp met mekaar sit van die slideshow. Ek het alles in sulke lysies gehad en op een of ander manier het die goed aan mekaar gegaan. Hy het tot 12 uur gisteraand dit vir my aan mekaar gesit, presies soos ek het wou gehad het. Baie, baie dankie daarvoor. En dan wil ek sommer net ook vir julle dankie sê vir die geduld, dat julle by my sal wees. My pa het my baie geleer, maar hy het nie vir my geleer om rekenaars te werk nie. En ek het die boekmerkie gemaak wat daarvoor is. Ek is jammer dat dit so klein is. Julle kan vir julle vat van dit, dat ek vir 'n man wat nie kon sien nie, sulke klein goedjies nou moes uitrol aan die einde van die dag is, maar omdat ek nie, kan julle my hoor? Daar's hy. Soos, ja, dankie vir julle geduld met die klein skrif op die briefies. Julle moet maar by die huis gaan onder die voorklas lees. Dan wil ek sê dankie vir al die dokters in pa se pad van siek wees. Het begin by Dr. Logner, die Panorama span, die Mosselbaai span,
Baie dankie vir hulle absolute betrokkenheid in ons lewe. Dit was 'n lang pad van siek wees en hulle was vir ons soos familie later. Ek wil ook vir die Deeuwel Park mense in hulle afwesigheid en vir die NG Kerk Hartenbos baie dankie sê vir die uitreik en die ondersteuning en die absolute oop arms waarmee hulle vir Pa en Suzette ontvang het en vir Suzette ondersteun. Ons het dit aan ons lyf gevoel die tyd dat ons daar was. Ek kan vir julle regtig sê, Suzette is ook in 'n kolletjie neergesit tussen mense wat mooi na sal kyk. Ons is dankbaar daarvoor. Julle sal my verskoon as ek vir Tannie Nettie uitsonder. Tannie Anet, jy is van die oudste van die ou span wat saam met ons hier is vandag. Ek wil jou graag uitsonder omdat jy nie my jonk is nie en jy die laaste ruk elke week vir Pa gaan kuier het. Dit was vir hom iets van huis wees, stukkie huis wat vir hom kom kuier het. En ek wil vir jou sê baie dankie, dit het vir hom verskriklik baie beteken. En daarmee saam wil ek vir jou kinders, Lizet, Johanet, Michiel, dankie sê dat julle ma hiernatoe gebring het vandag, want sy het my sê, Muriel, ek sal nie hier kan wees as my kinders my nie bring nie. Ja, dankie daarvoor. Dan wil ek vir Tannie Stia baie dankie sê vir al die voorbereidings rondom die tee na die tyd. Sy het onomwonde die dag na Pa weg is vir my gesê, ek doen dit vir jou. En sy het dit voluit gedoen, haar span, Tannie Johanna, Tannie Sandra en Lydia, Hester, Tannie Tersia, Isabel Tapper wat die eetgoedjies gemaak het. Baie dankie vir julle moeite. Dankie Tannie Stia. Dan wil ek vir Tannie Denise dankie sê wat gisterand laat nog die kerk kom, sluit het en die alarms aangesit het. Vir Louis Botha vir die pragtige foto's. Almal wat akkommodasie aangebied het. En dan wil ek vir daar's iemand wat ek ook nog net wil gou nader trek en dit is vir Tannie Johanna. En hom sê Tannie Johanna kantoor. Waar is dit Tannie? OK. Tannie Johanna, baie dankie vir die anker wat jy vir Pa was, wat sy admin aanbetref. Jy was 'n staatmaker, jy was 'n vasvatter en nog steeds. Pa het uitmekaar uitgeval as hy nie vir Tannie Johanna gehad het. Die enige iets wat ons georder het en is 'n jong Bella vir Johanna en Johanna uitgehelp. Tannie Elspeth, julle was baie lief vir mekaar. En ons weet dit en baie dankie vir die respek. En ek wil nou vir Basie ook daarbey insluit, hy is nie hier vandag nie en ons weet en ons verstaan dit, maar ek wil graag vandag vir julle dankie sê vir die respek wat julle vir Pa mee behandel het altyd. Vir die moeite wat julle altyd gedoen het om by al sy belangrike datums en dingetjies wat ons vir hom aangepak en gedoen het. Julle was altyd daar. En ons is nie altyd so goed met dit nie, maar julle is goed daarmee. Baie dankie daarvoor. Jan Hendrik, Jaco, ek wil vir julle twee sê ook baie dankie vir die pad wat julle gestap het en dat julle so mooi ingeskakel het. Jan Hendrik, spesifiek vir jou vir die laaste tyd in die huis. Dit was nie altyd maklik nie en jy was teenwoordig en dankie dat jy dit verdra en verduur het en vir die rol wat jy gespeel het tot op die einde. Baie dankie. En dan moet julle my verskoon, wil ek asseblief dan heel laaste, die skoonkinders, wil nie skoonkinders noem, vir Philip, vir Dirk, Odette en vir Annel. Ek wil vir julle sê, baie dankie, dat julle vir my en vir Lisma en vir Jan en vir Dani die ruimte gegee het, om daar vir ons Pa te wees. Julle het nooit in ons pad gestaan hierdie laaste maande. Ek het Dinsdag by die huis gekom, ek het Donderdag weer gery en dit was net nooit nie genoeg nie. Baie dankie dat julle vir ons daai ruimte gegee het. Dankie dat julle na my geluister het. Anja wil graag ook ietsie klein sê. Hallo julle, ek is Anja Vertel en ek wil net sê, vir die paar jaar wat ek my oupa geken het, was dit 'n voorreg. Ek dink aan my pa, Tannie Lisma, Tannie Minnie en aan oom Dani. Ek dink ook aan my niggies en neefies, Lispie, Flippie, Rennie en my sussie Lia.
Vir die jare wat julle hom geken het, was hy seker ook goed vir julle. Ons almal mis hom, want hy was slim, sterk en braaf. Hy was veral 'n baie goeie oupa, broer en pappa. Ek mis hom vreeslik. Ek dink baie aan sy kinders wat eers hulle ma verloor het en nou hulle pa. En tannie Lisma, tannie Mimi, oom Dani en pappa. Ons almal is hier vir julle. Ons gee net gou kans, die klein kinders gaan net gou die klokkies kom haal. Twee kan daar by die hoofdeure wees, en een sal daar vir ons daar by die deur, asseblief. Dankie, jy kan daar by die deur. Neem gerus vir jou klokkie, en dan onthou jy, of jy soms stil is, en of jy woorde soms baie is, God hoor jou, jy syne. En hy beskerm jou, en hy stuur jou uit, om te volhard. Ons gaan hom nie mis, maar met die seker wete, God is altyd daar. Mag sy genade, sy liefde, sy vrede en sy troos, elkeen van u as familie, en elke vriend en vriendin, vir ewig en vir altyd toevou. Amen.